Met eerste ligse dagbreek, die geskenk van nog 'n dag, stap ek dankbaar na my hengelplek, waar die grootes vir my wag. Soos die water oor my voete spoel, breek die branders my gedagtes oop. Dit laat my dink aan toe ek kind was, en hoe visvang diep in my are loop. Ek dink terug aan die mooi van my kinderdae, en verlange word die ritme van my hart. Ek dink aan visvang by Beervletdam se water, die Valiant se petroltank was kwart. Maar nog steeds wou my pa dit saam met my doen, al was hy siek of die sente regtig min. Ek glo dit was daar, waar my liefde vir meer as hengel begin. Ek onthou die vroeg opstaan voor dagbreek, die reuk van vetkoek en vars koffie op die stoof, waar my ma als gereed kry vir ons manne, sy doen meer as wat sy beloof. Ek onthou hoe my pa my lyn moes ingooi toe ek klein was, en op sy ou dag ek vir hom. Maar tyd staan nie stil nie, die einde het te gou gekom. Dis more than fishing, die goed van hulle wat ek onthou. Dis more than fishing, wat, my vriend, is dit nou vir jou? Dis die stop, die stilstaan, die groet, die verskil wat jy kan maak in mensgemoed. Dis die nederige waardering vir God se skepingswerk, terwyl jy staan met visstok in die hand. Die besef van sy groot genade steek dankbaarheid in jou hart aan die brand. Dis die plek van Jesus en sy disippels, waar hulle visvang, braai en brood breek elke dag. Dis die stil word, die kniebuig en opkyk boontoe. Onthou, waarvandaan kom jou krag? So terwyl jy hier staan en die natuur jou vinnig raadsaai, dink net, Jesus stap verby. Ek hoop dat jy sal kies om hom te volg en dat jy nie sal bly. En mag dit wat hy vir my en jou gedoen het aan die kruis, ons sal aanmoedig om kragtig van sy genade te getuig, en dat ons visvangstories nie net van visvang lees, maar dat ons ook werklik vissers van mense sal wees. Ek is Nico Nel en nooi jou hartlik uit om te deel in hierdie onvergeetlike reis en word geïnspireer en aangegryp deur kragtige getuienisse met ewigheidswaarde. Ek het die voorreg om saam met besonderse gaste te kuier, waar hulle hierdie hartroerende getuienisse met my deel. Ons kuier saam in die ateljee, besoek van my gunsteling hengelareas in die asemrowende Suid-Kaap. Vang vis, maak die heerlikste kos so langs die water, aanskou die glorie van God se skepingswerk, word oorweldig in die grootheid daarvan en vind onsself staan in sy heilige teenwoordigheid. Dit alles en nog soveel meer. Moenie hierdie besonderse geleentheid misloop nie. Dit is jou tyd werd en sal verseker goeie vrug dra. Welkom by nog 'n episode van seisoen 1 met die tema From Trauma to Triumph. Vandag kuier ek saam met twee mense, Ollie en Chanel ter Blanche, wat op soveel aspekte van die lewe 'n mens se hart aanraak deur hulle menswees en geur van inspirasie. Ollie ter Blanche was 'n krangige professionele rugbyspeler wat 'n blink toekoms in professionele rugby voor oë gehad het. Maar op 24 Januarie 2015 en op die ouderdom van 25 kom sy rugbyloopbaan tragies tot 'n einde, toe hy sy nek tydens 'n rugbywedstryd breek en verlam gelaat word. Sy vrou Chanel, toe nog sy verloofde, bly rotsvas by hom staan, en 2 jaar later staan hulle voor die kansel en beloof trou aan mekaar. Hieruit spruit voort nog 'n wonderwerk, en die Here seën hulle met 'n bonneltjie vreugde. Hulle verhaal is so inspirerend en getuig daarvan dat niks vir God onmoontlik is nie, en dat wanneer jy nie jou geloofsvertroue prysgee nie, dit groot beloning inhou. Ollie en Chanel, baie welkom. Ek sien verskriklik uit om hierdie dag saam met julle te geniet. Dankie dat julle gehoorsaam is in dit waartoe die Here julle geroep het.
om ook hier te wees vandag op die bestemde tyd, op die bestemde plek, soos wat hy vir dit bedoel het. Baie welkom. Baie dankie Nico, ons waardeer om hier te wees en dit gaan 'n groot voorreg wees om ons storie met jou te deel en al die kykers daar buite. Kom ons begin by die begin. Ek meen jy was 'n krangige rugby speler al reeds op skoolvlak gewees en groot drome gehad as 'n skoolseun reeds en ook geleenthede wat vir jou gebied was. En deur daai geleenthede het jy ook jou pragtige vrou Chanel ontmoet. Dis Nico, alles wat jy daar gesê is feite. Waar het begin het was maar skool rugby het ek juis hierdie droom gehad om enige Springbok te word soos wat enige ander rugby speler met daai ouderdom voel. En met harde werk en net determination om uit te kom het ek toe eventually gekom waar ek vir die Leeu's my junior vlak loopbaan aangevorder het en toe besluit om vir die Boland Cavaliers as 'n geleende rugby speler waar ek by die super squad rugby squad gekies was toe John Mitchell hulle nog daar Yes. het. En toe ek in Nieu-Seeland, toe het ek besluit om van die Boland af na Nieu-Seeland toe te gaan waar ek vir 'n jaar wou rugby speel. Maar dit was die groot droom om daar te eindig, maar toe het ek hierdie wonderlike vrou ontmoet daar by die Boland Cavaliers terwyl sy al Jy soog jy onder druk. toe soog ek onder daai druk. Toe het ek hierdie vrou ontmoet en wat my lewe verander het. Sy voel altyd ek het haar lewe verander, maar sy het my lewe verander. Ek besluit het toe ek van Nieu-Seeland af rugby speel om net 'n seisoen hier by die SVD Arende te speel en met haar te trou, sodat sy saam met my Nieu-Seeland toe kon verhuis. En toe, soos jy genoem het, op 24 Januarie 2015 vir die SVD Arende toe het my lewe totaal verander. Ek kan vir eerlikwaar sê, van die begin af van daai dag was net anders, is asof my gees onrustig was. Ek onthou toe ek my vrou, gewoonlik voor 'n pre-match meal het ons hier gehad, die huis by hierdie hotel, en net so voor ons toe verhuis het om die wedstryd te gaan speel, het ek toe besluit net om 'n draai by haar te gaan maak, om vir haar baie te sê voordat ek rugby die game gaan speel. En ek onthou nog my agent het my ook voorberei en gesê, Ollie, ek het tog die scouts van die Stormers hulle hier uitgenoem van jou, so as dit goed gaan, kan jy dalk hier rugby speel in plaas om weer Nieu-Seeland toe te gaan. Ja. En daai wedstryd kon ek toe ek gaan koffie drink het, was ek heel pad, toe ek het juist vir my vrou gesê, sy moet dalk jou ma en pa nooi, niemand moet tog hierdie game kom kyk hier. Daar's onrustigheid oor jou. Ek voel net daar's iets voel net nie reg nie. En my vrou kan ook vir jou noem wat sy gevoel het voordat ek daar weggegaan het, maar toe ek daai wedstryd op die veld draf, toe was alles net anders. Die hele gevoel van die wedstryd het my onrustig gemaak. En toe ek opgegaan het vir daai wedstryd, kan ek onthou ons eerste skram en ons moes afsak en die skram het opbeweeg. En gewoonlik wanneer 'n skram opbeweeg, pop almal se kop uit, maar vir een of ander rede my kop in die verkeerde kant beland. Ek het 'n knak gehoor, Nico, en net daar en dan het ek alles verloor. Ek het agtertoe geval en ek onthou die eerste gesig wat ek gesien het was ons fisio Ines en my vrou was die tweede persoon. En onthou, daai was 'n wedstryd waar daar sekuriteit was en alles. Ek weet hoe sy deur daai skare gekom het en deur die sekuriteit, maar sy was daar. En ek sê toe vir haar, ek onthou daai eerste oomblik sê ek vir haar, liefie, ek kan niks voel nie. Ek kan nie opkom nie. En terwyl ek vasgemaak in 'n goed is, asof ek geweet het iets is baie meer fout as wat daar moet wees. En terwyl ek in daai ambulans lê, sê ek vir haar die hele tyd, liefie, ek kan nie loop nie. Ek kan niks voel nie. En van daarof kan sy vir jou verder vertel wat sy ervaar het in die hospitaal. Maar alles het vir my soos 'n blip toe gegaan, soos vinnig beweeg, van operasie op operasie op operasie. Die eerste operasie het ek ondergaan juis hier in George, wat hulle net my nek geheg het, want my nek was mors af. En toe die tweede operasie was toe want hulle kon nie hier spesialiseer met die operasie nie, moes ek toe Kaap toe gaan om Vincent Pallotti toe waar hulle daai spesialis gevra het om my nek agter te heg. So my nek is van voor en agter geheg. En ek onthou daar was toe nog 'n operasie wat moes gebeur en dit het gebeur toe ek heeltyd vir my vrou hulle sê ek voel pyn, ek voel pyn actually. En daai dokter het toe heeltyd op en af beweeg en my geknyp en gesê, Ollie,
wat voel jy? Voel jy hier? En ek sê vir hom, nee dokter, maar ek voel pyn. En hy sê toe vir my vrou, hy gaan nog een operasie doen. Daar's 'n beentjie wat vassit iewers in my nek of in my kop. En ek onthou toe ek daar uitgestoot word, toe sê die narkotiseer vir my vrou, van nou af moet julle alles neerskryf wat gaan gebeur. En ja, daarna het rehab toe begin. Yes. Jy het 'n openbaring gehad daardie dag van daardie spesifieke rugbywedstryd waar Ollie sy nek gebreek het. Toe jy hom gegroet het die Here aan jou openbaar en gesê groet hierdie man want dit mag dalk die laaste keer wees wat jy hom so sien. Ja, Nico, dit was 'n baie snaakse dag gewees. Soos hy nou genoem het, gewoonlik vir 'n rugbywedstryd, dan sien ek hom nie. Hulle kom eet ontbyt en dan altyd eers na die tyd. So toe hy onverwags weer by die huis opgedaag het om vinnig net hallo te sê, ek was bly om hom te sien. 'n Vinnige koffie gedrink, maar baie stil gewees. En ek het saam met hom uitgestap en hy 'n drukkie gegee, swentjie gegee en toe hy na sy kar toe stap, ja, toe was dit net 'n overwhelming gevoel van, dis die laaste keer wat ek hom so gaan sien. En ek het onmiddellik gedink, nee maar Chanel, ek moenie negatief dink hier, dit is sommer net snaaks, maar daai hele wedstryd was net, dit het by my gebly ook. En ek en my pa en my boeties het op die hoofpaviljoen gesit en gekyk. En ek onthou net, ek het aan weerskante my pa se hand heeltyd vasgehou en my boeties. En snaaks genoeg eintlik, met elke skram het ek altyd net getel hoe lank hy in die skram is. En dit het nooit langer as 3 sekondes gehou nie. Ja. En daai dag toe trek ek al by 5. En toe weet ek iets is snaaks en toe die skram losgaan, toe staan hy en hy het sy vingers geskiet en hy het net agteroor geval. En toe sê ek, papa, iets is groot fout. En soos hy sê, ek weet nie hoe ek al ondergekom het nie. Maar ja, ek het by hom gekom en ons het totaal net in die ambulans gekry, by die hospitaal gekry. Met daai hele trauma bring dit onsekerheid. Waar tel jy dit op? Waar begin jy? Jesus Nico, ek dink as ek nou terugdink, ons was so jonk gewees eintlik. Ek het net klaar geswat, ek het my graad gekry. Ek was 24, hy was 25. Ons was 'n maand verloof gewees. So, jy's in hierdie haai wil ek amper sê van jy trou, beplan jou troue, jy dink aan, ek het my eerste pos gekry by George Said. Ek begin my loopbaan ook en dan gebeur so iets en dit ruk jou. Buiten die feit dat dit 'n wêreld is wat jy nie eers ken nie, want jy sien mense in rolstoele. Kry hulle altyd jammer, maar jy het geen idee wat eintlik daaraan gaan nie. So snaaks genoeg, ek het nie eers besef, daar's so baie mense in 'n rehab daagliks, wat hulle self moet probeer regkry nie. So dit was 'n groot skok. Ek dink ons moes baie vinnig groot word en lewe vinnig. Ja, ek voel lewe het ons baie vinnig gegryp. Ons het baie geleer. Ons leer nog steeds hoe om die beste te maak van waar ons nou is. Wat nou by my opkom is die volgende. Dit het gebeur en Ollie het sy nek gebreek en ek kom agter daar's gedurende die proses van heling is die helingsproses nie afgehandel nie. Dat wanneer ons praat daaroor dat dit voel asof dit 'n wond is wat oopgemaak word. En eintlik het Christus gekom in daai oomblik en hy wil vir julle daai verlossing en daai vrede gee. Want ek kan getuig van wat ek van die buitekant af sien dat Ollie en jy beide hierdie wonderlike inspirasie is vir my en vir duisende mense. En vanuit daai trauma wat met julle gebeur, let 'n mens nie eintlik voor die tyd op van mense in rolstoele. En wanneer jy hulle sien, dan het jy daai emosie van empatie en simpatie en dies meer. Maar tot dit werklik waar aan jou deur kom klop. En dan begin daar 'n pad wat 'n mens moet stap vorentoe. En ek kan sien dat daar duidelik onderskeid moet wees vir julle twee tussen waar die trauma begin het en wanneer 'n mens daaroor gesels
dat dit nie vir 'n mens moet voel asof jy pleisters aftrek en 'n ou wond oopmaak nie. Want eintlik het Christus die genesing gebring. Hier sit ons met wonderwerk op wonderwerk wat die Here bewerkstellig het. In dit wat hy julle geroep het voor. Wonderwerk op wonderwerk. En dat wanneer 'n mens aan dit terugdink, dat 'n mens nie gaan herinner word daaraan, aan die seer en die onsekerheid wat dit gebring het nie, en die trauma nie, maar dat dit eintlik vir jou, waar die lewe jou wou gooi op 'n koers van onsekerheid, het hy jou eintlik gelei tot by die punt waar jy werklik waar die Here se hand kan sien in die wonderwerk. En dit is 'n geloofsproses wat met jou begin het daar. Want op jou eie insig kon jy nie staat maak nie, op jou eie wysheid kon jy nie staat maak nie. En jy moes dit van die Here bid en vra. En wat merkwaardig is dat jy nooit jou geloofsvertroue prysgegee het nie. Ek weet dat, jy weet, daar's daai drome wat jy het, en ewe skielik word die mat onder jou uitgepluk, en albei is jonk, en ek is seker daar kom al hierdie vrae op wat jy moet dink, hoekom nou? Ons is nog jonk, ons het hierdie drome van trou en kinders hê, en gaan ons staande bly, gaan ons nie staande bly nie, en dit bring soveel vrae by 'n mens. En dan begin die helingsproses. Operasie op operasie, en dan negativiteit van mense wat goed sê, wat jy in die gees moes breek. Kom ons praat daaroor. Ja, toe ons by die hospitaal aankom, toe het hulle hom by die noodgevalle of ongevalle in die kamer ingesit, en dis ook 'n prentjie wat ek nooit sal vergeet nie, want hy is so lank dat sy voete het nog van die bed afgehang. Ek en my ouers is toe ingeroep in 'n kamer en die dokter het vir my gesê dis een van twee dinge. Dit kan net wees dat senuwees vasknyp, of dit kan wees dat hy sy nek gebreek het en die senuwees is af, en dat hy heel moontlik verlam is. En ek het daai tyd, dis nou nog iets van my persoonlikheid. Ek is nie iemand wat baie sterk, of hoe bewoord ek dit, ek is baie rustig. As daar 'n geleentheid kom en ek kry kans om iets te sê of te deel, dan sal ek, maar ek sal dit nie doen om 'n punt te bewys nie. Maar iets daar het net onmiddellik in my hart opgekom, en ek het net daai drang gevoel om te sê, maar ek breek daai woorde in Jesus naam. As jy self nog nie seker is nie, wil ek nie dit oor hom gespreek hê nie. En ja, ons het vasgehou daaraan. En jy het daai besluit gemaak as geroepte en te sê ek staan by jou. Ja. Dit was ook die vraag wat aan jou gevra was. Jy weet, waar Ollie as man in swakheid lê, want dit is iets niets. Ek meen van hierdie gelooflike man, en dan gebeur trauma. En dan gaan goed deur jou kop, en die vyand wil kom en vir jou vra, hoe gaan jy na kyk? Hoe gaan jy na omsien? Gaan julle kinders hê? Hoe gaan die kind jou sien? Dis goed wat by my kom. Was dit 'n werklikheid van 'n geestelike aanval op julle? Is Nico, ek moet sê, dit was 'n groot geestelike battle. Ek dink, toe ek daar na die hospitaalbed lê, en dis rehab begin nou, toe was dit daai sig van, nou kan ek nie my hande eers gebruik nie, ek kan nie my arms lig nie. En nou dink ek by myself, hoe hou ek hierdie vrou by my? Hoe bly ek verloof aan haar? Hoe gaan my pad vorentoe gaan? Wat is die realiteit nou? Is ek seer? Gaan ek, wat moet ek doen om dit beter te maak? En ek dink, daar 2 groot gevalle vir my gebeur in daai rehab. En dit was, ek het toe besluit, baie mense in ons situasie wil net aan die lewe kom om te leef. My keuse wat ek gemaak het was, ek wil staan, ek wil loop, ek wil vir haar veg, ek wil 'n rede hê om te veg. En dis toe my gees aan die brand gestaan. Ek onthou, ons is vir die eerste keer getot, dit 'n toltafel is gewoonlik, waar hulle jou vaststrap en die tafel staan vir jou. Maar op een of ander rede daai dag, daai so spesifieke dag, was my vrou, waar ek van die Kaap af verhuis is in Pretoria, om te rehab daar vir 'n paar maande, ek dink dit was 6 maande, was sy daai dag daar, en terwyl ek opgehuis was, is asof, dit was nie 'n stem nie,
dit was asof dit 'n gevoel was van nou gaan jy moet veg. Nou moet jy veg. En op daai oomblik, op daai stadium waar ek in daai donker gat, dit was asof daar 'n lig was. 'n Klein liggie. Nie 'n groot liggie, maar 'n klein liggie. En toe sê ek gewoonlik in 'n rehab kry jy 'n dieetkundige, 'n arbeidsterapeut en 'n fisio. En ek sê toe vir my dieetkundige en my arbeidsterapeut is okay, ek soek 2 fisios. En daar het ek besluit ek gaan dag en nag oefen. So ek het in die oggende gewoonlik gerehab, in die middag gerehab en dan in die aande my ouers gevra om die weights te steel dat ek in die bed kan lê en verder oefen. En ek het gedoen wat ek goed weet wat om te doen en dis hard werk en oefen. En ek het dag en nag geoefen vir daai dag. Want ek dink dit was ook 'n gevoel van ek wil haar nie verloor nie. Ek wil vir haar wys ek kan staan op ons troudag. En toe na omtrent so jaar het ek die eerste keer gebruik van my vingers en my hande begin kry. Na 3 jaar het ek toe vir die eerste keer gestaan vir 'n paar minute op 'n slag. En toe nou na 9 jaar is wat julle almal sien is hy kort afstande loop en ek kon staan op ons troudag. So dit was vir my goed genoeg. En dis sê ek vir Here, maar nou wil ek nog verder gaan. Ek wil nie hier stop en stagneer nie. En buite beserings wat ek kry op die pad soontoe, is dit asof ek wil nog aanhou veg en ek wil nie opgee nie. En dis waar my hart nou is in die geestelike pad. Ek uit Nico, ek voel net soos baie ouens in ons situasie sal baie keer net veg om te kan oorleef. Ander sal veg om hulle stories te dra deur middel van sport en so aan, maar ek dink vir my was dit belangrikste om te probeer die onmoontlik moontlik te maak. En ek onthou die eerste groot bewys vir my was dieselfde dokter wat my gesê het, Ollie, jy gaan nie loop, jy moet dit los. Het my sien oefen op trappe. En ek dink dit was vir my die grootste testimonie van wat om nie op te gee op jou situasie nie, maak nie saak wat 'n beweging jy dalk het nie, maar om te glo dat daai beweging kan 'n hele beweging raak. Wat vir my belangrik geword het, is natuurlik om die klein dinge te ervaar en te sien hoe groot dit eintlik is. En ek dink baie mense kom nie agter hoe groot die klein dinge in die lewe is, soos om jou kind op te tel, of te kan staan en tande borsel, of jou skoene te kan trek voor jy gaan werk, vir wat net 5 minute vat, waar dit vir ons gewoonlik langer vat. En ek dink dis hoekom ek begin sporte een kant toe skuif en begin fokus het om net daai dingetjies wat so klein is in die lewe, groot, wat nou vir my so groot is, te kan beleef en te kan moontlik maak. So dit waar ons fokus toe op die einde gekom het, is om te kan veg vir hierdie droom wat onmoontlik is, om dit moontlik te kan maak. Sjoe. En Ollie, ek dink wat 'n groot anker is die feit dat jy weet dat jy 'n rotsvas vrou het. Ons spreek 'n 31 vrou wat agter jou staan en by jou is en hierdie journey saam aanpak. En dat jy nooit alleen is in dit nie. Jy het vertel van die tyd toe jy daai ervaring gehad het van jy het gevoel nou moet jy fight. Jy het daai selfde ervaring gehad toe jy in die swembad was, toe jy geswem het. Van hier kom dit nou oor my. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Vertel my meer. Sure, Nico. Okay, van die stap waar ons nou gekom het, waar ek kon staan op ons troudag, wat vir ons klaar so groot was, van daai paar minute net staan of daai uur te kan staan, het dit geprogresseer na ek wil eendag ons wil kyk na 'n kind wat ons eendag wil hê. En ek onthou baie van ons situasie as wanneer ons seker kry jy nie kind natuurlik. Jy gaan nie 'n kind natuurlik kry, jy gaan in vitro nodig hê of enige ander medikasie om dit moontlik te maak. En ek onthou ek en my vrou was in 'n wenigheid en ons was so sy die hele tyd vir my sê liefie, maar sê nou ons raak nooit swanger nie. En ek soek, dis my grootste droom. En ek kan getuig, dit was haar grootste droom om enige mamma te wees. En ek onthou, ons was toe in Virgin Active en ons oefen, ons het daai tyd, my vrou sê ek het so maniak geoefen, omdat ek wou loop. En ek dink ek het in daai swembad in Virgin Active geswem en ek het net gevoel, en dit was 'n worsteling in my. En ek kon net voel, daai selfde gevoel het ek van my vrou, presies dieselfde gevoel wat ek in die rehab gehad het, toe ek die eerste keer regop gehuis was, het ek gevoel na swembad, waar my gees my gesê het, of die Here vir my gesê het, dat in my gees, dat ek nou rustig raak, het gaan gebeur. En ons het toe swanger geword natuurlik, en ons klein seentjie is toe gebore
ou klein Leantjie en ek kan jou getuig, daai dag was ook vir ons 'n groot ervaring. Ek onthou my vrou het my laat weet, liefie, my water het gebreek en ons het toe dadelik na sak en pak na die hospitaal toe gegaan sonder om te weet wat gaan nou gebeur. En die hele ervaring toe Leantjie gebore was net emosioneel hoe hulle haar Leantjie uitgehaal het en dat hierdie wonderwerk wat nie moontlik natuurlik was, nie was nou reg voor my moontlik, het net my daai meer woem gegee van Olie, sien jy hoekom jy ander moet veg en hoekom jy nooit moet opgee nie. En toe ou klein Leantjie gebore was, het iemand vir ons gesê, weet jy wat Olie, gaan Google net wat beteken die naam Leon. Gaan Google net, gaan kyk net wat beteken. Dit was vir ons, ja, toe lê ons in daai bed, ek en Chanel met Leantjie langs ons en ons gaan Google wat beteken Leon. En Leon beteken dat God has answers. Wat vir ons soveel meer, ja, beteken het op daai oomblik. So ja. En daar's julle in 'n nuwe rol as mamma en pappa. 'n groot rol. Groot verantwoordelikheid. Maar die lekkerste. Ek sien Nico vir my en eintlik het terwyl ek swanger was ook, is dit 'n groot ding van hoe ons eendag wil hê Leon moet vir Heinrich sien. En is iets wat ek of ons oor hom gespreek het en oor hom gebid het terwyl hy nog binne my was, is dat dit sal wees in die oë wat Jesus hom sien, wat ek hom sien, wat ja, dat dit nie 'n vasgevangde hoekom is my pappa anders nie, maar my pappa is anders want hy is meer as net die rolstoel. So en dis nou nog vir ons so spesiaal as hy Heinrich sien, probeer opstaan. Dit is asof Leantjie vries. En met ons wat dit nou normaal kan doen, gaan hy aan. Maar as pappa net die rolstoel of sy loopbron nader trek, dan gaan staan hy stil en hy kyk en hy wys. En ag ja, nou die dag het hy sy loopbron vir hom uit sy eie uit. Ons het dit nog nooit vir hom eers gewys nie. Na die trappe toe getrek en hom gedraai sodat Heinrich van die trappe af by sy rond kan kom. En dit het my net gewys soos ag ja, hy is net, hy sien en hy Die Here het reeds Leon se hart voorberei om in sy omgewing ten volle te kan funksioneer en hy is anders teenoor jou as wat hy teenoor Ollie is. Nico, ek kan vir sê, hoe hy ons altyd ervaar is net spesiaal. Mamma is alles, maar wanneer pappa hom nodig het, is hy daar. En dit is vir my, ja, dit is vir my die grootste wonderwerk wat ek vir my ook kan sien, is dat my seun so vinnig kan sien dat pappa het seer gekry, maar pappa is nog steeds pappa, en dit was my grootste vrees toe ons hom kry, gaan hy my respekteer soos sy pa. En hy sien my net anderste as wat hy vir haar sien. Wow, ja, dit is kosbaar. dit is kosbaar. En is die klein dingetjies in die lewe wat 'n mens moet waardeer, want jy weet in die hele verhaal beeld dit net weer eens uit dat in alles wat jy doen, moet jy voluit doen en jy moet die lewe voluit leef. Want selfs ons wat hengel, jy weet, gaan op die strand, waardeer ons God se skepping, sien ons die mense om ons raak, staan ons stil, groet ons, maak ons 'n verandering in daai persoon se gemoed, of sien ons hom raak, ons ken sy naam, maar ons ken nie sy storie nie. Nou, jy weet selfs in dit, is daar groot getuienisse, want nooit weet ons of dit die laaste dag is nie. Jy weet, ek gaan uit, ons gaan hengel, ek geniet dit. Ek weet nie of dit dalk vandag die laaste is en ek kan dit môre nie meer doen nie. Selfs my kinders, jy weet, ek kan nie onthou wat was die laaste dag wat ek hulle op my heup gehou het nie. So kosbaar is hierdie klein goedjies in die lewe wat ons moet geniet. En ten spyte van hierdie trauma wat jy deurgegaan het, jou commitment, jou onwrikbare geloof, Chanel, en Ollie, jou droom om weer te kan loop, jou wil om weer te kan loop, jou dryfkrag agter dit, jou motivering agter dit, die inspirasie, stil hinkering na dit. En dan kom die Here en hy gee vir jou ook hierdie visie om te kan voorsien vir jou familie. And not disabled, but able. En hy gee vir jou hierdie visie van koffie, van Rise. So, kom ons gesels hieroor, want dit is groot. Yes.
Nico, ek kan eerlikwaar sê, dit het skielik het gebeur en dit was groot. Ek dink waar dit gebeur het, ek het begin met Konnag koffie waar ek vir my pa gehelp het met koffie, net om te leer waaroor gaan koffie en masjiene uit te kry vir kliënte wat dit nodig het. Toe progresseer my koffie na Elvis Blue se koffie waar ek vir Elvis Brew bietjie koffie ook uitgehelp het met sy koffie. Maar ek wou 'n koffie doen in my hart wat meer beteken het as net 'n brand om geldjies te maak en so aan nie, maar 'n koffie wat teruggee. En dis waar Rise koffie toe ons ontstaan het. So wat Rise koffie anders te maak as ander brands is eerstens ons gee terug vir elke pakkie wat ons verkoop R2 aan die SA Rugby Players Fund. Nou die Chris Burger Fonds was die fonds wat tydelik my besering en ander spelers wat tydens rugby in amateurvlak of selfs in provinsiale vlak seer kry. Dat hulle instaan om rolstoele te gee en uit te help in badkamers in te rig en hulle het my gehelp deur my besering. En ek het net gevoel, hoekom nie 'n koffie doen wat teruggee aan die Chris Burger Fonds wat my help en soveel ander recipients. So ons gee terug vir die organisasie Chris Burger, maar ook het ons groot name soos John de Villiers en John Smith hulle wat help as trustees om Chris Burger Fonds daar uit te kry en natuurlik die storie daar uit te kry. Wow. En wat ons koffie ook nou anders te maak, vir elke blend het ons 'n storie. So wat Rise koffie spesiaal maak is dat ons het die Hero wat ons medium roast is, die Brave wat ons medium to dark roast is en dan die Tall wat ons 100% organiese dark roast is. Maar wat die name beteken is dat in hierdie 9 jaar Nico van my geveg het ek begin sien as Chanel wat my hande en bene is nog al die jare as my hero elke dag as ek opstaan. En The Brave is natuurlik hoe sy my sien, as sy my sien met my krikke loop of met my loopraam daar in Virgin Active of in Planet Fitness om te loop vir ons klein seentjie. En dan die Tall is om alles weg te gooi, die rolstoel weg te stoot, die krikke neer te gooi en Tall te kan staan en loop vir haar en my klein seentjie. Maar wat ons ook wil weerspieël is dat mense met hulle self sien in die blends. Dat daai man wat 9 to 5 werk vir sy vrou en kinders is 'n hero. En dan daai vrou wat haar kinders groot maak vir daai man is Brave. En Tall is natuurlik om te staan, maak is ook wat ons deurgaan op hierdie aarde dat ons Tall kan staan en die mountain kan charge. So dis waar die name van die koffiebrand uitkom. Yes, dit is wonderlik. Waar is dit oral beskikbaar, Ollie? Soos Nico, dit sal in al die spaars hier in die Garden Route gevind word en dan het ons ook nou die dag gelaunch op Checker 6060 waar ons ook aan plaaslik hier in George vir al die Checkers se koffie verskaf en hulle laat aflewer, maar ons het ook baie restaurante soos Drosse, Marla's Green, Fat Fish, klomp restaurante wat ons koffie verkoop en dan ook baie klein padstalle, chain storekies wat ook padstalle is wat ons aan verskaf. Ook aanlyn beskikbaar? Aanlyn ja, ons webwerf is dan www.risecoffeeco.co.za en jy kan natuurlik daardeur met koop en ons het 'n klein koerierfooi wat jou uithelp om dit reg oral in die land te uit te kry waar ook al jy is. Yes, Ollie, dit is wonderlik, jy weet, en om van daai proses te kom van trauma tot triumph, kan ek sê, julle het getriomfeer deur die genade van ons Here Jesus Christus tot by die punt waar julle is vandag. Dankie dat julle ook gehoorsaam was in dit waartoe die Here julle tot hier geroep het. Julle lewensverhaal is regtig inspirerend, van waar trauma julle koers wou verander het, maar eintlik gelei het na 'n pad van triomf, waar julle in geloof met die Here wandel, wat getuig van soveel genade en wonderwerke. 'n Storie van hoop. Dit is 'n voorreg om saam met julle te kan kuier. Baie dankie. Nou ja, die tyd het aangebreek waar ons kantoorskoene weer gaan verruil vir kaalvoet langs die rivier. Ons besoek een van my gunsteling hengelareas waar ons rustig langs die rivier verder kuier, visvang en kos maak. So kom kuier verder, lekker saam met ons. By ons hengelarea aangekom, besigtig ons eers die besonderse mooi van ons omgewing en is ons op soek na die beste moontlike hengelplek waar ons kan lynat maak en gemaklik langs die rivier ons kuier kan voortsit.
Nadat daar op die perfekte plek besluit is, neem ons voertuie plek in en maak ons gereed om ons lyne in die water te kry. Ek word baie vinnig herinner aan al die dinge in die lewe wat mens soas vanselfsprekend aanvaar elke dag. Soos die voorreg om self te kan opstaan, self skoene aan die voete te kan trek, self te kan loop, 'n voertuig te kan bestuur of selfs 'n bal te kan skop. Wanneer ek so na Ollie kyk met sy onstuitbare fighting spirit en ever-present positiewe gesindheid, roer dit die binnekamer van die hart. Met die lyne in die water was dit nie lank nie en maak ons vas met die eerste vis wat die aas nie kon weerstaan nie. Ek het hom. Jee, kom mee. Het jy ook een aan? Wat is hy? Na bykans 10 jaar kan Ollie weer die opgewondenheid ervaar van 'n visstok in die hand wat sorg vir soveel plesier. Daar heers 'n atmosfeer van 'n onbeskryflike vrede. Daar kom 'n stilte oor ons. En wat volgende gebeur, was glad nie beplan nie. Die Heilige Gees se teenwoordigheid is tasbaar en ek word gelei om Ollie se voete te was. Die Here se seën en voorspoed is oor jou en jou gesin. En jy sal voorspoedig wees in alles wat jy doen. Dankie vir jou menswees, Ollie. Dankie vir wie jy is vir jou vrou en vir Leon. Jy is 'n inspirasie. Jesus is lief vir jou. Soos daar geskrywe staan in Johannes 13, waar Jesus sê, as ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Hierdie is 'n oomblik wat nie een van ons ooit sal vergeet nie. Ons sit ons kuier verder voort. Wanneer die maag grom, berei ons as voorgereg die heerlikste biltong en kaasbord voor om die ergste honger te stil en verwelkom ons 'n sterk koppie kafeïnbelaaide Rise boeretroos om ons hengel en kuier verder voort te sit. Met ons kuier wat einde se kant toe staan, is dit tyd om die hoofgereg gereed te kry en ek berei die heerlikste lamschops vir ons voor. Die reuk van braaivleis, vlamme en vet wat op die kole drup, geniet ons die gesellige atmosfeer en prentjie mooi sonsak. Wat 'n besonderse voorreg. Ollie en Chanel se getuienis is so inspirerend dat dit 'n mens dwing om met 'n ander perspektief na die lewe te kyk. Hulle verhaal laat 'n mens daarop let dat ons niks as vanselfsprekend moet aanvaar nie en juis alles, groot en klein, moet waardeer. Dit moedig ons aan om in alles dankbaar te wees. Ollie se karakter en mens wees, man wees en pappa wees, getuig is een van deursettingsvermoë, gedetermineerdheid, selfdryf, nooit gaan lê en 'n onwrikbare positiewe uitkyk op die lewe en is 'n voorbeeld vir ons almal. Sy onskatbare geloof in Jesus is die hoeksteen waaruit alles vloei. Dit laat die skrif by my opkom waar Jesus sê in Hebreërs 10 vers 35, julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Hiermee dan die getuienis dat God altyd getrou is. Chanel se mens wees, vrou wees, mamma wees, is sigbaar in haar onvoorwaardelike liefde vir haar hartsmense en haar lig kleef aan almal wat haar pad kruis. Dit is 'n voorbeeld van 'n vrou van God. Dit laat my dink aan die skrif waar daar geskrywe staan in Hebreërs 10 vers 23 tot 24. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Mag hierdie getuienis ook jou aanmoedig om kragtig te getuig van wat Christus in jou lewe gedoen het, sodat hy daardeur verheerlik mag word.
en jou aanspoor om nooit op te gee nie. Gaan besoek gerus Rise Coffee se webtuiste. Hulle koffiereeks is aanlyn beskikbaar en ook in uitgesoekte kettingwinkels. Ek wil jou aanmoedig om ons webtuiste te besoek ook by mtfministries.co.za en ook jou getuienis met my te deel. In ons volgende episode kuier ek saam met Attie en Henno Gerber. 'n Frats skietongeluk in die jagveld, ruk 'n familie se wêreld tot stilstand en ons God van wonderwerke se hand bring redding. 'n Hegte broederbond vorm vanuit hulle donkerste uur van trauma terwyl daar geveg word om aan die lewe te bly. Onthou, dis more than fishing. So volgende keer wanneer jou voete die seesand slaan, wees dankbaar dat jy self kon opstaan, self kan stap, self jou goed kan dra en ook die van ander en die voorreg om te kan doen wat jy doen. Sien raakie mooi om jou. God se skepingswerk, die glimlag van 'n kind. Geniet die loudness van jou familie en ook die stilte om jou. Maak tyd om stil te word en te luister. Leef voluit. Wees die beste weergawe van jouself en hou jou voete op die grond, want dan kan jy spore trap. Tot volgende keer, voorspoed en seën. Hierdie episode is trots geborg deur Judy Shorts Commercial Vehicles George. Ons betuig ook ons dank teenoor ons offisiële borgers wat gehelp het om hierdie reeks moontlik te maak.